Hierdie week kom Buiten Bus kry ek my groot vriend John Duisel genooi saam met my groot 100-ponder kabeljauwe te kom jag in die Brede Rivier. Ons eet 'n paar wit warm chili hoendertjies. Ek vra vir John 'n paar vrae. Ons maak lekker kos. Ons gaan uit op 'n boot saam met Eugene van Adrenaline Fishing. Ons kuier heerlik saam met die vriendelikste mense van Witstrand. En ons kry 'n kans om 'n 105 pond kabeljou in lewende lywe te sien. Ek is Antas en ek het groot geword in die Afrika bos. Met 'n Mauser teen my sy, my voete in die sand en biltong in my gatsak. Ek jag en vang al vis van kleins af en ek het 'n paar vriende genooi om saam met my te jag en dalk so 'n bietjie vis te vang en hulle stories te deel. Die dorpie van Witstrand lê knus vasgevou deur die see en die Brede Rivier. Haar mense het groot harte en selfs groter gasvryheid. In die Brede Rivier woon daar ware monsters. Die 100-ponders, kabeljoue en die skerptand zambesies wat in haar swem is die ware monsters, wat in teenstand met die Loch Ness hier werklik waar is. Hier het ons kom kabeljou-jag in die huis waar monsters bly. John Duisel het natuurlik geen bekendstelling nodig nie. 'n wêreldklas springbok. Ek is absoluut mal oor visvang, so dit was baie maklik geweest. Toe Arm gebel het en sê ek moet 'n plan maak om in die Kaap te kom om groot 100 pond kabeljou te kom jag in die Brede Rivier in die pragtige Witstrand, was dit 'n baie maklike ja van my kant af. Lughawe toe, op die vliegtuig en ek het vir Arm en sy span ontmoet in die Kaap. Dis 'n pragtige dag en ons vat die mooi pad van 280 km tot by die Brede Rivier in 'n klein dorpie van Witstrand. Altyd die stories hoor van die Brede Riviervallei en dit het nie teleurgestel toe ons hier aankom nie. Die dorpie van Witstrand is regtig 'n asemwegslaan plek. Die mense is ongelooflik vriendelik en neutraal op die hande. En dis geen verskil met Eugene van Adrenaline Fishing Charters nie. Hy het sy charters Adrenaline Fishing vir ons gratis gegee vir hierdie episode van Buiten Bus kry. Ek en John kry vir Eugene by die jetty. Hulle noem hom die kraaltjie. Môre manne. Môre Arm. Ag okay, dis Eugene. Hoor eerstens baie dankie vir die uitnodiging om hier op die Brede te kom vang saam met jou. Dit gaan epies wees want ek het toe ek YouTube oopmaak en ek Google wat op die Brede aangaan, toe sien ek twee dinge. 100-ponder kabeljoue en haai is so groot soos Durban. Geen pressure. So albei. Hardproef. John, goed om jou ook te ontmoet. Ja, baie dankie. Ja, ek waardeer dit regtig baie. So jy sê Brede Rivier was nog altyd op my lys en ja, ek sien uit vandag. Eugene, ek hoop jy kan ons op die vis sit. Seker. Hy's 'n groot hengelaar, nee. Moenie dat hy vir jou leuns vertel nie. Hy kom van 'n tuurvisvang trip af, dan kom hy hiernatoe en dan gaan hy terug huis toe en hy gaan verder visvang daar. Dis hoe dit hoort. Alright, ja, so die hooffokus sal wees dat ons op die begin van die trip, die laaste 3 ure van die sakwater, gaan ons fokus op om te kyk bietjie op die banke vir granters. Terwyl ons besig is vir granters nou te soek, gaan ons ook kabeljou-asies uitsit. Okay. En hoop vir die beste, want hulle kom in die vlakker water ook in, so ons maak maar 'n lekker balans tussen die twee. En dan sal ons nog by die loop van die dag bietjie spin vir leervisse en daai tipe goed ook. Ek hoop om julle op 'n groot vis te sit. Ek wil kyk wat gaan aan op die rivier, boys. Ons gaan uit op die Brede Rivier vir die eerste keer. Die water is plankvlou, daar's nie 'n windjie wat waai. Vandag het ek nou uitgesien. Ek is 'n groot hengelaar as dit kom by kabeljoujag. En 'n 100-ponder is sekerlik op elke kabeljouvanger se lys. Hier is van die enigste plekke in die wêreld waar so vis werklik 'n lewende lywe kan sien. Eugene het vir ons 'n live bite gekry. Wat is dit, Eugene? Dit is, soos hulle hom in Afrikaans noem, harders. Hardertjies. Okay. Mallets in Engels. So ek het hulle sommer op die surf gaan gooi want daar's baie keer 'n verskil tussen die harders wat jy in die rivier kry en wat jy hier is baie in die see groter, kry. Ja, hierdie kyk jy kry baie groter as in die rivier ook. Kry Okay. tot die springers wat hulle noem, hy goed raak baie keer 'n half meter lank. Ja. Maar die lekker ding van hierdie harders wat jy op die surf gooi, het so groen skynseltjie op sy rug. So hy's baie meer lewendig in die water. Okay. En hy bly baie keer langer lewendig as jy hom nou gerig het. Dit hang af hoe jy hom red. Party ons daar kom een hoekie deur die rug. Ja. En ek het 'n manier, ek sê hulle nou wys ons om red met 'n Catalinaatjie agter die oogies deur. Yes. So hy swem dan baie langer, bly langer lewendig. Ons het maar 'n kombinasie van so 3 asies wat ons mee gaan begin. Vir die granters gaan ons penselbyt gebruik. Buiten dit gaan ons bietjie chokka asies opsit. Ons gaan seekatoon opsit.
Sekatone. Ek noem hom 'n toon, as jy enetjie aansit. Ja, Net ja. 'n toon. En dan gaan ons 'n lewendige hardertjie ook uitsit. Dat my dink aan Henties baie se kabeljaukuite. Die manier wat ons dit gaan doen, ons gooi 2 stokkies met 1 aas elkeen. Ons sit 6 stokke uit. Okay. En dan gooi ons 2 granter stokkies uit na die bank toe. En dan kyk ons maar hoe lank dit vat voordat 'n ding begin skree. Lekker. Ons is nou besig om gou 'n riek te maak vir die lewendige hardertjie. Ons sit sommer 2 hoekies op hom. Is nou 'n bietjie groter harders as wat ek nie altyd meer gooi nie. So 'n hoekie aan sy onderkant en ons sit 'n hoekie aan sy bokant. So baie keer sit ons 'n skelmhoekie onder wat 'n jay is en ons sit 'n sirkel bo. Maar baie keer sit ek sommer 2 circle hooks aan want die jay is baie lief om hom, hy sluk hom. En dan skeer hy hom uit en dan maak die vis dit nie. Ons het by die eerste geheime stop aangekom. Die aasboks is oopgemaak. Die sekatone is uitgehaal wat 'n lang sekatentakel is. Snaakse mossels wat hulle penselbuis noem, is aan die hoeke gesit vir die granters en ons was reg met die lyn in die water. Al die aas is nou in sekatoon. Ek is mal oor daai naam vir 'n stuk aas. Hier's penselbyt in en 'n lewendige harder en hier's nou 'n plikkie hier op Jean se stok. Natuurlik op buitenbus kry met die gas natuurlik die eerste vis van. Ek dink is bitter onregverdig, maar dis maar wat dit is. Kom ons kyk of Jean iets reg kry. Dit was nie lank nie, ek maak vas in my heel eerste kabeljou. Daar kom hier 'n klein kabeljou. Ah, sy. Ja, klein kop. Wel, Ja, dis op die bord. luister boys, as hy size is kan ons hom braai. Dis nie lekker nie. Nee, Hey, Jean, op die bord. het jy al kabeljou gevang? Nee, hier is my eerste een. Nou maar, sy. Nee, op die bord. Kom skit eers met die Ja, brand. op die bord, eerste een. Jean, kyk jy's 'n groot rugby speler. Fisies is jy een van die grootste mense wat ek al in my lewe gesien het. Maar hoorie so, ons is nou hier vir rugby nie. Hoe het jy begin visvang? Yes, Adam, van kleins af. Ek bedoel ons het Virginia groot geword. Ons het naby die rivier gebly en vir my een van die beste goed wat ek kan onthou van dan af is jy kom by die huis, doen jou huiswerk so gou as wat jy kan, gryp jou visstok, hol af rivier toe en jy gaan vang vis. En dan maar elke keer as ons met vakansie gaan en dan moet jy mos nou maar ou Vrystaat, jy kan ons nou nie see toe gaan en nie 'n visstok saamvat nie. En dan probeer hy maar daar van die kant af en ek dink so met die jare het die passie gegroei en al sterker geraak en soos waar ons nou vandag is, hierdie is vir my bitter lekker en is altyd 'n lekker geleentheid saam met vriende om op die water te spandeer en ja, dit is Selfs 'n slegte dag op die selfs 'n slegte dag op die water. Hoorie so, maar jy's ook 'n ou wat natuurlik by die see bly, jy bly in Natal, naby Durban, so jy het 'n jetski wat jy baie uitvat. Ja, dit is eintlik maar my groot passie is die diepsee visvang van die jetski af. Tunas, dorados, is 'n lekker tyd nou vir dit. So ja, as daar geleentheid is vir my om uit te gaan en dan se ek op die water. Hoorie maar baie geluk. Die reël van buitemuskheid is die gas vang die eerste vis. Nou is die gala aan. Ek is op die bord, ek is bly. Ja, en dankie, dis my eerste kabeljou wat ek ooit in my lewe vang en nog in die rivier ook. Kan jy net dink. Ja, nee, sien jy baie dankie. Soek jy 100 ponder. Hy kom nou. Ons het ietsie aan, was 'n lang stil periode, maar die lyn het so oor mekaar gekruis. Hy het ons hier so 'n baber. Hy's af. Ja. Okay, is dit ietsie hier so aan, is nie vreeslik groot nie. Atata, wat hy lyk. 'n Stompneus. Baie mooi stompneusie. Nog 'n spesie hier so in die rivier in die brede. Ons gaan hom gou terugsit. Baie hoor.
kinders nie wat bietjie swem. Baie buite in die water gesit. Dis my maat, ek hoop is 'n granter. Hierdie is die eerste een wat 'n klein bietjie lyn vat. Kom. Ja, hier's leer, grante. So mooi. Nee. Dis 'n kabeljou. Jo. Die tweede een. Dis 'n mooi kobbie. Yes, please. Op penselbyt. Here we go. Hier's hy. Daar's hy. Het hom nou weer. Die wind het lekker opgetel en ek dink dis die kondisies wat hulle soek. Ek ken dan in die Brede Rivier nie, die eerste keer wat ons hier vis vang. Nou, 'n lang vis. Dis 'n lang dag op die water en ek vang my tweede kabeljou, maar ons wag nog steeds vir daai 100 ponder om my hoekas op te tel. Karakter weer. Ja, dis 'n groot baber. Eugene, nou, Adrenaline Fishing Charters is jou charter. Hoe lank is jy al hier op die Brede Rivier? Kom nou al aan van Februarie 2020 af. So dis nou maar basies 3 jaar wat hy basies staan. Ons staan nou vir amper 3 jaar. Ja, die hele ding het maar gekom van die passie. Ja. Wat ek het vir visvang. Maar ek kan sien dis nie die eerste keer wat jy hier vis vang. Nee. Kyk, ons het van ek jonk was het ons baie afgekom hierna toe. Eers natuurlik mos nou maar gehengel op jou gewone social manier, kom 'n paar pelle af. En so het 'n mens maar deur die jare het jy die rivier leer ken, hoe die dingetjies werk, wat se plekke werk, op wat se getye en alles wat saam dit gaan. En toe het ek net gedink, maak iets groot daarvan, dat die passie nou maar bietjie verder gaan en ek moet sê ek geniet dit verskriklik baie. Vir my aan die Brede is kabeljou maar die baas. Absoluut. Dis die monster wat almal wil vang. Dit is een ding wat op almal se bucketlist is. Nou ons het 'n paar spesies al gevang vandag. Die katrolle het gesing, maar so gaai groter. Ja, ons gaan hard werk om hom te kry. So ons gaan nie nou opgee nie. Nee, verseker nie. Nou vertel my 'n bietjie iets merkwaardigs van die Brede. Hoekom is hierdie so belangrik rivier? As een van die grootste riviere in Suid-Afrika, baie gesonde stelsel. Jy sit met die bull sharks wat sekere tyd van die jaar inkom. Dis nou hulle tyd wat hulle inkom. Begin Desember, dan gaan hulle maar gewoonlik so deur tot April maand. Hulle bewaar hom ook maar redelik. So jy mag hom glad nie vang op die rivier nie. Selfs met die trolling en die troll vir die groot kabeljou nie. So die bewaring rondom dit probeer hulle regtig vat na 'n level waar jy die ding op 'n langer termyn en die jare wat voor lê en jou kinders en al daai goed ook 'n kans gaan gee om 'n groot vis te kan vang. Nou ja, ons vat hierdie charter tot op 'n next level. Ons gaan soek 'n 50 kg kabeljoukie. Jy's op my dag. Seker. Dan sê nou. Die bemerasies is aan. Die vis vat my lyn. Gene sit met hom los dat hy 'n mooi sluk. En daai gevoel jy kry as jy 'n groot bok gaan skiet. That's it. Dis dit. Adrenaline loop 'n bietjie. Dis 'n baber. Die dag raak lank. Die buite is nie soos ek gedink het dit gaan wees nie. Klein kabeljoutjies sterf so hier en daar. John is gelukkig en hy vang 2 van hierdie kabeljoue. Ek kry 'n maber of 2 en hier en daar kom maar nog 'n spesie uit. Die son sak in al sy glorie. Die eerste dag op die Brede Rivier was nie heeltemal so suksesvol, maar geen dag by die kantoor kan sekerlik beter wees as 'n dag op die viswaters. Na die dag se visvang het ons 'n draai gemaak by Anchorage. Al die lokale vissermanne ontmoet. So hier en daar was daar 'n tietjie gered. En die volgende môre sou ons weer nou voor dag teen die kaai staan reg vir 'n dag se visvang. Dag 2 begin baie dieselfde as dag 1. Ons kry die Gene onder by die jetty. Ons het 'n pragtige sonsopkoms soos ons uitry van 'n Witsand op die Brede Rivier. Ons gaan hierdie keer 'n entjie verder op noord. Ons is reg vir dag 2. Maar ja maat, dis bietjie vroeër as gister wat ons uit is nie. Ja, rond die 2, maar ek hoor die vis het hier uitgekom gisteroggend, so ek is bly ons is op die regte plek. Hoop so. Verseker. Wat dink jy Eugene? Gaan ons hulle pitch vandag? Ja, ons moet nou maar die tyd insit. Daar's nog so 3 ure van sakwater, so ek dink hierdie is die beste plek om daai tyd nou te spandeer. Ons het die seekatte se tone afgesny en dis nou water toe.
Ons skuif nou van ons eerste plek af. Ons het letterlik, hier is nie meer 'n seekat met tone oor in hierdie see nie. Dit is baie stadig op die oomblik en die wind het weer opgekom. Ons skuif nou na 'n ander plek toe. Kyk of ons hierdie groot kabeljou kan uitoorlê. Ons hou duim vas. Hierdie is 'n geduldsport. Ons moet nie haastig wees nie. Right, ons het plekke geskuif. Daar is tans nog geen vis op die boot nie. Maar dit sal verander. Ons probeer hard. Maar eers gaan ons 'n bietjie braai. Ons sou graag wou vis braai, né Eugene? Ja, ons sou baie graag. Maar nou gaan ons 'n bietjie vark braai. Langs ons lê baie vriendelike mense. Ons gesels heeldag oor en weer tussen die bote met mekaar. En wonder bo wonder, hier gaan 'n stok af. 'n Stok wat nie bedoel was vir 'n kabeljou nie. 'n Klein 2.0 Mustad simpel hoekie, 'n klein 5000 katrolletjie, wat eintlik uitgesit was vir granters. Nie lank daarna nie, gaan my visstok oop. Uiteindelik Waar's hy? het John vasgemaak. En ons dink is 'n mooi vis. Die mense agter ons het vasgemaak met 'n ek dink vis. hy kan nie sit. Ons is aan. Okay. Ons gedink is dalk die tannie se vis wat in ons lyne ingeswem het. Lang wag. My ou broer. Nou moet ons hom kant toe kry. Lang gewag vir hierdie ene. Ons nurse hom nou maar in vir nou. Wag, hier kom hy. Ek is aan vir 'n baie kort rukkie en toe kom hy nou af. Ek dink hy's af. Ag nee. Ag nee. Ja, Tanya net langs ons, sy katrol hardloop. Sy maak vas met die heel eerste 100 ponder wat ek in my lewe sien. Eers dink hulle dit vasgemaak met 'n pylstert. Die manne op die boot spook en is eintlik Tanya net se vis. Sy is veronderstel om hom te vang. Maar hierdie groot kabeljou is onder deur ons lyne in. Die stok word oorgegee aan ons. Eugene spook 'n stukkie, dan gee ons die stok weer terug vir hulle boot terwyl hulle omry. Uiteindelik maak hierdie groot kabeljou sy draai baie ver van die bote af en hulle kry hom aan boord. Groot geleentheid om te sien hoe Tanya net haar 100 ponder lang. Wag al lank vir 'n vis. Hier's een wat bietjie lyn vat. Ongelukkig het die grootte weggekom. Barber. Om Johan en Tanya net nooi ons oor. Eugene sê hierdie mense kan ons definitief by gaan braai. Hy nooi ons vir vissosaties, ons gesels lekker en natuurlik was daar vanaand weer eens 'n teetjie gevat. Oom Johan, Tanya net. Ons het nou vandag langs julle gelê op die boot en ek is hier saam met 'n verskriklike professionele hengelaar. Eugene, wat het jy te sê oor wat gebeur het vandag hier? Ag nee, wat kyk. Praat nou net halwe waarheid. Nee, wat kyk, nee, ek ken nou al van Johan. Kyk, hy het laas jaar het hy die hengelkompetisie van die klub gewen. Ja. En die tannie het die vrouafdeling ook gewen. So verstaan, dis nie oom Johan praat van lak. Daar's nie lak. Hoe so hy Daai besig. hy sê hy is nie 'n hengelaar nie, maar dis Dit is backstreet net stories. gewen nie, dis ordentlik gewen. Verstaan, hy het in elke kompetisie het hy sy punte gemaak. En Jy gaan het nie- vroeër gepraat van lak. Daar in die hemel, wat? Wat? Op ons ouderdom moet jy lak hê, want ons vat so in die hemelse gat. Jy weet nie waar val jy in die bus. Hoorie Tannie, ek het vroeër vir jou gesê om 'n 65 kudubil te skiet is 'n ongelooflike eer en voorreg. En ek dink vandag moes vir jou ongelooflik eer en voorreg. Dit was ongelooflik. Ek het gebewe. Dit was En gekerm. en gekerm op die arms gesit. Ek was moeg, maar die oomblik toe ek daai vis sien, dit was ongelooflik. So ons gaan vanaand van julle vis eet. Daai vis kon dit ongelukkig nie maak nie. Moeg gespook gewees. Ons het probeer om hom terug Te lank met 'n dun lyntjie. Ja, en ons kon hom nie terugsit nie. Maar Ons gaan wat hom reg braai is vir my vanaand. ook. Vanaand gaan ons hom braai, ons gaan hom eet, ons gaan hom gebruik. So ons nog een gevang, ons nog een dag hoor. Jy gaan. Ja, Jy gaan. Ek het volle vertroue. Maar nee, was om te kyk vandag was ook nogal. Nou Ek is het bietjie gehuil. Ek moes so 2 keer, 3 keer wegkyk, maar ek het Maar Eugene my vriend, eers Ja, vir jou baie goed dankie gedoen. dat jy ons genooi het op hierdie ongelooflike kuier en 'n visvang ekspedisie. Die Breede Rivier was altyd op my lys, maar dis die enigste plek wat ek van weet in die wêreld waar jy regtig 100 ponder kan kom vang en daar's 'n goeie kans dat jy hom kan kom vang. Môre kap ons hom groot. Daar's hy. Sterkte kerels, julle gaan hom kry.
Dis die laaste oggend op die Brede Rivier. Wind van 45 km/h was beloof om te waai heel dag lank. My ou maat, dit is vroegmôre dag 3. Dag 3. Dis al 'n lang 2 dae, maar die efforts ingesit. So hopelik vandag. Eugene sê vandag is die dag, so kom ons kyk. Maar ek wil ons net hier gebeur later vanmiddag ietsie. Ek wil ons net so bietjie wakker maak, Okay. aanjaag. Net so 'n proetjie hier op die Skouwitskaal sê hulle so 8 miljoen. Dis wat op die botteltjie staan. Ek weet nie waar dit trek nie, maar cheers. 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 Op jou groot vis wat ons nou gaan vang. Jo. Okay. Miskien bietjie daai op die seekat sit. Môre. Jo. Right, kom ons gaan vang my vis. Met die uitgangsslag was dit in die begin nie te sleg nie. Maar toe staan die wind op en maak groot pertjies op die brede dat hy byna lyk soos die see. Ek hoor nie die katrol nie. Ek sien nie die stok buig aan die agterkant. Ek skree vir Jean, jou vis is aan. Toe skree Adam, daar gaan jou stok. En ek hardloop, ek maak vas met my heel eerste granter in die Brede Rivier. En daar maak die man vas met 'n pragtige granter, wat hy sê in Natal vir hom 'n trofeevis sou gewees het. Dis 'n mooie Jean. Yes. Almal is agter, sit by die stokke, wag. En Adam sê daar hardloop hy daar voor. Ons het 'n skelmstokkie vooruit gesit en hier kom 'n baie mooi granter uit. Baie mooi granter. Gevat op 'n sekatoon, klein haas. Terwyl ons agter sit en wag vir die grootes. 2,5 kg granter, wat ek vinnig gehoor het, nie so groot is in hierdie deel van die wêreld. Dis die einde van dag 3, die wind het ons van die water afgewaai. Ons het 'n granter in die sak, wat ons later gaan braai. Op die einde van die dag moes ons oppak en die geveg gewonnen gee. Ons het nie gekry waarvoor ons gekom het. Op hierdie episode het ons besluit ons gaan weer eens by Anchorage kuier want hulle het ons so bederf. Ons vat ons visie saam dat hulle hom vir ons daar gaar maak. Terwyl ek 'n paar strikvragies het vir John Duisel, wat ons natuurlik by 'n paar van sy vriende gekry het. Kom ons kyk of hy 'n warm ding in die mond kan hou. Eerstens moet ek vir jou bladskit en sê baie dankie. Jy het sorg vir die kos vandag. Yes, maar hulle het fantasties voorberei. Ek sit hier voor jou my mond water. Is dit nie mooi nie? Jy het 'n ongelooflike loopbaan gehad as 'n rugbyspeler. Ek het jou opgehou op TV. Ek's 'n groot fan van jou rugby. Hoe het jy begin rugby speel? Yes, ek dink is maar van kleins af. 'n Klein dorpie groot geword en altyd op TV gekyk en gesien en die agtererf gespeel saam met vriende en familie en so. So ek dink dit was maar 'n passie van kleins af. Ja. Ek sê en soos jy groter word, groei dit in op jou en dit raak dit al hoe lekkerder. So ja, nee, ek het wou altyd nog speel en 'n groot passie gewees en ja, en ek bly ek was voorreg gewees om dit te kon doen. Nou jy woon nog al die jare in Natal weens jou rugby loopbaan wat jy daar gehad het. En jy het ook 'n jetski waarop jy baie gereeld vis vang. Hoe vergelyk visvang hier by die Brede teenoor wat jy doen in Natal? Nee, dit is heeltemal anders. Nee, ek het 'n klomp goed vandag geleer. Dit is selfs die knope is anders. Ek het daar gesit, ek het regtig gevoel so 'n complete novice. Voel ek nog nooit visvang het in my lewe nie. Ja. Maar ja, nee, ek is baie lief vir visvang. So ek sê of dit nou enige visvang wat nou in die Brede is of 'n klein dammetjie op 'n plaas is of iets as daar visstok is en ek kan visvang as ek op my geluk was. Lekker. Hoorie my vriend, my mond water. Dis myne ook. Kan ons maar 'n bietjie inklim Ja, hierso? verseker. Daai granter lyk fantasties. Nou daar is hy. Dankie dat jy my kos gee vanaand. Hey, baie dankie vir jou. Baie lekker. Luister Jean, ek het nou nie vir jou gesê van wat ons beplan nie, maar ek het 'n paar van jou vriende gebel. Onder andere Janie Du Plessis wat julle saam mee gebly het en wat ons nou gaan doen is ons gaan 'n paar hoendervlekkies uitsit en ons het brandsouse hierso wat die Skouwitskaal tot by 2 miljoen druk. Hou jy van warm kos? Kijk, ek is van Durban af, so ek kan nie teleurstel nie, maar ek sal my bes te gee. Hierdie Kyk. is die restaurant waar ons nou kuier se eie peri-peri sousie. Laat weet vir my wat dink jy daarvan. Okay. Cheers my broer. Cheers. Aha, by. Dis ook nog warm. Ek het bietjie met Janie gesels en is dit waar dat jy op 'n tyd saam met Janie hulle gebly het? 2009 het ek en Jannie Bismarck en Andri Strauss saam in 'n huis gebly. Okay. Is dit ook waar dat jy op 'n stadium nie deur gehad het in jou huis en indien dit waar is hoekom? Ek het die deur gehad ook ingetrek het. Maar soos die stay nou langer gebly het ek eendag besluit ek het nou genoeg gehad, ek gaan myself in my kamer toesluit. Oh. En ek het myself in my kamer gesluit, ek was nie lus om saam met hulle uit te gaan nie.
En toe ek weer sien, toe staan Bismarck bestuur langs my bed. Toe het hy en Jannie my hele deur afgeskop. So van daar af het ek nie meer deur gehad nie. So daar was nie 'n manier dat ek kon meer sê nee vir 'n bier nie. Ek was elke keer uit saam met hulle bier want ek kon nie meer deur toe maak. Okay, John, ons gaan nou oor na Tabasco toe. Ligte Tabasco'tjie. So kom ons dip in Tabasco en dis daarom iets wat jy ken. Ja, ken Tabasco, brand ook, maar ek sal hom vat. Ek ken Tabasco, maar nie so baie op een slag nie. Ek weet van 'n bynaam wat jy gehad het op universiteit. Vertel my 'n bietjie meer van hierdie bynaam en hoe het jy hom verdien? Ek was die gelukkige eienaar van Wolskooter. Ja, die Wolskooter wat my bynaam in Dromedaris was, mos hy. Weet jy hoe jy hom verdien? Ek weet nie wat ek kon verdien nie. Okay, so dit het niks met jou hare te doen met 'n lang wat jy so dalk toevallig 'n bietjie skapies, cheapies. Nee, dit was glad nie dit nie. Op die Scoville-skaal is hierdie so 800,000. Hy beloof om warm te wees veral as ons hom gaan dip. En ons moet maar seker maak ons dip hom. Nou ek sê toe ek 800,000 doen skrik ek klaar. Ek sweet al klaar net vir daai eerste 2. Okay, well, let's go. Hier's o my mens. Oh my word. Jo. Nou ons volgende ene is 1 miljoen. Dis scorpion en ghost pepper gemeng. Ek dink die brand gaan weggaan voor ek daai proe nie. So ons kan hom net so wel aangaan. Vas die eerste. Okay. Ja, hier gaan ek hom net so doen. Okay, sien jy aan die ander kant? Ander kant my broer. Jo. Hierdie voel soos daai strydfight, jy maak jy lag. Dit is beslis op 'n ander vlak. Hierdie is rakker. Ooh. Hy het so die lyn, hè? Ek weet nie wat se lyn nie, maar hy's oor hom. Ek weet nie wat nie, hy's oor hom. Jo. Die eerste keer toe jy gedrink het jou pa vir jou raad gegee wat jou vriende nou nog onthou wat jy vertel het. Wat is daai raad? My pa het altyd my gesê, as jy 'n man wees in die nag, moet jy 'n man wees in die dag. So my pa het as 'n man in die nag, man in die dag. So as ons vanaand 'n paar biere drink en daar's 'n oefening môre of iets aan môre, dan moet jy nou maar opstaan. Jy kan nie nou terugsit nie. En my vriend, Johan Skut. Min mense wat bereid sou wees om hierdie te doen. Ons het een laaste een hoor. Dis blykbaar die hel homself 2 miljoen op die Jo. skaal sjokolade fermenteerde. Okay, let's go. Cheers. Goodbye. Ek kan sien hoekom hy 2 miljoen is. It's gonna burn. Jo, hulle moet daai koei bring, hier's te min melk. Nou kom buite bus kry. Jo, baie dankie. Baie dankie. Jo. Op die laaste wing. Blykbaar hou jy daarvan om baie laat nagte as DJ op te tree terwyl jy by Jannie en Bismarck was. Vertel my meer van daai aande. Ek weet nie of hulle my aangestel het om die mense uit die huis uit te kry en of hulle my musiek gelike het nie. Maar elke keer as dit my beurt was, het ek liedjies opgesit wat ek like, ou liedjies. Soos Sylvia's Mother, jy het op my nou dag gespeel. Maggie is een van hulle wat ek altyd op gespeel het en dan ek kan glad nie sing nie, maar sing so ek sê ek weet nie of Jannie dit gedoen het om dat ek die mense uit die huis uit kry nie of hulle die musiek gelike het nie, maar ja, dit was my werk. Wel, van DJ, rugby speler, hengelaar en nou 'n chili connoisseur wat hierdie is. Knap gedaan. Dankie. Cheers. Baie dankie, ek waardeer dit.